dag wat die Here gemaak het. En dis nie altyd maklik nie, dis nie noodwendig dat jy moet jok en sê, is fantasties, dit gaan goed nie, jy hoef nie te sê, dit is fantasties. Sorry, al wat jy net sê is, vandag kies ek om u naam groot te maak. Ek kies vandag vreugde. Ek kies vandag om u kind te wees. Ek kies vandag om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. Al voel ek vir my, ek het self nodig dat iemand elke verskil in my lewe moet maak. So ek kies vandag vreugde. Dis wat vroue naweek, Tannie Amie kom saam met my, al die vrouens nie vir my opstaan nie asseblief. Ons kry 'n naweek, die paas kry 'n dag. Alhoewel, dis altyd lekker paas naweek. Dit tel nie reg, ek kry net 'n dag. Ons kry 'n hele lang naweek. En ek dink, ja, daar's niks so spesiaal soos 'n vrou. Mans, ons weet, ons het julle lief en ons sonder julle kan ons ook nie wees nie. Maar 'n vrou is gom, ons is die gom wat alles bymekaar hou. Ons is die gom wat alles saamvat. Partykeer voel dit jou lewe val uit mekaar, maar jy's nog steeds daar. Jy staan op, jy sit 'n smaal op jou gesig ter wille van jou man, jou kinders, jou whoever ook al. Ons is daai gom. En dis kan dit net doen as ons weet ons is afhanklik van die Here. En ek dink dis ook my vir ons 'n naweek gegee. So ek wil aan jou net vra vir al die vrouens te bid vandag. So. Ek het vanoggend gedink daaraan. Die Here het vir Adam gemaak, né? En dit was baie goed geweest. En toe sien die Here, maar Adam is baie eensaam. En toe maak hy vir Eva. Sy is nie net sommer gemaak nie. Hy het baie moeite ingesit om die regte persoon, regte sagmoedige gees vir die man te gee. Iemand wat gemaak is vir ons, ons is baie spesiaal gemaak. So vir al die dames, julle is besonders en soos my vriendin hier gesê het, julle is die gom wat alles by mekaar hou. As julle familie siek is, dan weier julle om siek te raak. Want sonder julle sal jy nie staan nie. God called you beloved. He calls you beloved. You are very precious to Him. If you think of the Holy Spirit that guides us, then we women are sort of also like that. We have a gentle way to guide and convince. Some time troubles op tone. But God made a woman strong. So this morning I would like to pray for our beautiful ladies in this building. Father, we thank you for women. We thank you that you made women so special and you took your time to form her, Lord. You just put so much thought in a lady, and we thank you for that. And Father, we want to bless your ladies today, your princesses. We want to bless them. So, Lord, may you make your face to shine upon them. May you keep them safe. May you lift up your head and look at them. Lord, may you hear what they're saying. May you bow your ear when they call unto you, Father God. May you answer their prayers, Father God. May you give them peace and strength. May you go in front of them. May you go behind them. May you encircle them. May they know who they are in Jesus Christ. So, Father, we bless our ladies because they are anointed of you for a place in a time like this. In Jesus' name, amen. Baie dankie Tannie Amie. Dan het ek vandag vir 'n spesiale verrassing. Ons het 'n baie mooi jong Michelle vandag. Wat gaan ons hier aankondig doen? Lisa? Die van julle wat nie weet wie Lisa was in hierdie week met verwys, né? Pretoria toe vir die debat en hulle tweede gekom landswyd, né? Goeiemôre almal. Ek hoop julle 'n lekker week gehad het en dat julle hierdie lang naweek nog geniet. Ek sal graag invertel Michelle vir die announcements vanoggend. Reg, so ek wil begin deur vir almal te verwelkom wie nie trouens aangesluit het of wat net vir eers keer kom kuier. En ek wil julle sterk aanmoedig om asseblief 'n besoekersvorm in te vul en om Christel en Michelle op Twitter graag met julle 'n koffie wil gaan drink en net julle beter leer ken.
Dan wil ek baie geluk sê aan almal wat hierdie week verjaar het. Ek hoop dat julle 'n geseënde jaar verder het en ek hoop dat julle sommer baie bederf was en lekker koek geëet het. So, die CFC manne kom elke maand op 'n donderdagoggend bymekaar. Die datums is op die skerm en as julle meer inligting wil weet, moet gesels gerus met oom Herman. En as julle rukkie by ons kerk is en jy sal graag meer wil weet oor ons gemeente en wie ons is, dan nooi ons pastore vir julle om Sondag 16 Augustus 4:00 die middag by hulle 'n koffie te gaan drink. En laastens, maar nie minste nie, moet nie vergeet van ons Klipheuwel Bingo Kersfees insameling nie. Vir die Augustusmaand samel ons seep, tandeborsels, tandepasta en wassappe in. Help ons om 'n verskil te maak in die lewens van die ou mense by Klipheuwel. En vir meer ligting gaan gesels gerus met die fabulous Tannie Vera. Oom Chris en Tannie Shella stuur ek baie liefde en ek gee graag oor aan oom Rissie. Dankie. Soos wat sy in die stop toe sê, Dion gaan oom vandag preek. Toe sê ek, nee, ek gaan nie preek nie, want dit klink soos my ma wat my uitgevang het en vir my sê, jy mag nie dit en dit doen. Ek gaan probeer in die woord. Maar voor ons die woord bedien, gaan ons vra dat hulle net die offerande opneem. En Lisa het gesê, ek moet dit so met dieselfde tyd doen, en toe dink ek, maar die Here het nie ons offerande nodig. Ons het nodig om ons offerande vir hom te gee. Ja. En as jy gaan kyk met die skare wat die Here gevoed het, kon hy dit sekerlik gedoen het sonder die 2 visse en die 5 broodjies. Maar hy het gevra dat iemand iets gee, sodat hy dit kan gebruik om ander te voed. En dit is hoekom ons die offerande gee, sodat ons iets gee vir die Here om te kan gebruik en vir ander te gee. En dit is waarvoor die kerk staan. Chris en Shella is nie vandag hier nie, want hulle word môre weer oupa en ouma en daar kom 'n eerste seentjie in hulle familie. Ek wens vandag ek kan doen wat die Springbokke gisteraand gedoen het. Want ek dink nie hulle het so gespeel dat hulle dalk noodwendig verstaan julle hoekom my vrou is. Ja. Hoekom ons die vroue in ons lewens eer. Die Springbokke het nie gisteraand gespeel en verdien om te wen nie, hulle het verdien suiwerheid genade, maar hulle leer daai 2 helftes van die wedstryd, dink ek meer mense laat bid, as wat in baie kerke vandag gebid word. So as ek net kan regkry wat die Springbokke kon regkry. En ek wil sê, ek is dankbaar, ek hoef nie elke Sondag die woord te bedien nie. En ek is seker, julle is gemeente is ook dankbaar dat ek dit nie hoef te doen. Maar toe Chris my gevra het en gesê het, hulle gaan die naweek weggaan, toe die idee oor waar ek moet praat, in my kop posgevat. En dan word ek, skryf so 'n stukkie, en ek weet wat ek wil oordra, en dan word ek 3 uur in die nag wakker, en dan weet ek, wou, ek moet eintlik dit daarby sit. So ek weet, dat ek die beminde is van die Here, want Psalm 127 staan in vers 2, te vergeefs, dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, en met moeite bestaan maak, vir die wat hy lief het, vir sy beminde, gee die Here dit in hulle slaap. So hy gee vir my baie keer hierdie, hoe ek die moet aanpas, die volgende, hoe die goed by mekaar moet inskakel. En ons praat vandag oor meer as 'n erfgenaam, in Engels more than a heir, hoop ek spreek het reg uit. Heir. So, die 2 hoofgedeeltes wat julle moet onderstreep vandag in die Bybel is Galasiërs 4, vers 4 tot 7 en Romeine 8, vers 16 tot 17. Ek en Marisa het beide in hierdie voorafgaande 6 maande 'n ouer verloor. So, en as jy
die woorde bedien, ek kan nie praat oor wat met my gebeur, wat in my lewe aan die gang is. So ons het ervaar hoe dit is om 'n geliefde te verloor en 'n erfgenaam te wees. Maar interessant, jy hoef nie 'n kind te wees om 'n erfgenaam te wees nie. My skoonma het vir haar keer ook iets in haar testament deurgegee. En dit is hoekom my titel vandag is, meer as 'n erfgenaam. Die ding waarmee die meeste van ons struikel of worstel in jou lewe. En ek wil amper sê, terwyl dit Vrouedag is dit ook 'n tipiese vrouding. The struggle of the human heart is that we try to figure out who we are. Jou grootste stryd is om uit te vind, wie is jy? Wat is jou identiteit? We look for identity in our careers. Ek is die internis. Ek is lang, wat is specialist gaan by my, specialiteit gaan by my naam pas. Maar as ek nie meer kan praktiseer nie, wie is ek dan? So we look for identity in our careers, our relationships, our bank accounts, our social media feeds or likes. Maar die probleem met hierdie tipe van identiteit is, dat hierdie tipe van identiteit is gebind aan prestasie. En dit is hoe die wêreld wil hê ons na onsself moet kyk, prestasie gedrewe. En wat ek vandag vir jou wil sê is iets radikaal anders. Uit Galasiërs 4 vers 7 sê, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. So, Jesus was gebore onder die wet, under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Adoption to sonship. So that, because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba Father. So you're no longer a slave. Jy is nie meer onder die wet nie. Jy is nie meer 'n diensknegt nie. But you are God's child. And since you are His child, God has also made you an heir. You're no longer a slave, but you are God's child. And since you are His child, God has made you an heir. In die Afrikaans en ek het een vers vorentoe gegaan. Die begin by vers 4 nie, maar by vers 3. En dit sê dit amper vir my mooier. Dit sê, en so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, toe ons nie volwasse was nie, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Ons het gehou by die reëls, of probeer hou by die reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Omdat ons wat aan die wet onderworpe was, los te word. So hy het die wet aan volbring, sodat ons losgekoop kan word. Sodat ons as sy kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en hy roep uit, Abba, dit beteken Vader. Dis nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het hy jou ook sy erfgenaam gemaak. In die voorafgaande 3 maande het ons in ons huiskerk die Ou Testamentiese verbonde
behandel. Ons het gepraat oor Adam, wat die Here gesê het, hy kan oor alles heers vir ewig lewe, maar daar is prestasie aan. Jy mag dit, maar jy mag nie dit doen nie. En omdat Adam nog onder die wet was, of ongehoorsaam was, hy was nie onder die wet nie, want die wet het toe nog nie bestaan nie. Hy was ongehoorsaam, is dit als van hom weggevat. Prestasie gebonde. Romeine 5 vers 12 tot 14 sê, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned. So as gevolg van Adam, moet ons almal doodgaan. To be sure, sin was in the world before the law was given. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. Die al so dan gedink, toe dan nie wet was nie, 10 gebooie, kon dit nie teen Adam, maar dat teen hom gehou was hy dat hy direct teen dit wat die Here hom aanbeveel het, gegaan het. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, and even over those who did not sin by breaking command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. So dit beteken ons is almal onder die wet gebore, ons het almal gesondig, een van ons kan die wet vervul, en een van ons kan regverdig voor God staan op sy eie. Vir Abraham het hy gesê, jy sal die grootste nageslag hê, al het hy nie kinders nie. En Abraham het gedoen wat die Here gesê het, maar toe op 'n stadium sy eie plan gemaak en 'n baba by 'n ander vrou gekry. En as gevolg daarvan het dinge vir hom ook nie uitgewerk soos wat dit moes werk. Moses het hy gesê, ek verlos julle uit Egipte land uit. Hy het hulle al die wonderwerke gegee, toe het hy vir hulle die 10 gebooie gegee. En omdat hulle gerebelleer het die een boer die ouderdom 21 die land Kanaan beerf, prestasie gedrewe. Vir Dawid het hy gesê, ek vestig jou koninkryk, jy sal vir my troon bou, en Dawid het gesondig en sy seun moes die huis van die Here bou in sy plek. Maar die Here het by almal sy kant van die gelofte nagekom, maar die ander het gefaal omdat hulle nie die prestasie wat van hulle gevra was kon nakom. En toe kom Jesus en hy vervul die wet. In Romeine 5 vers 17 sê, for if by the trespass of the one man, Adam, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in their life through the one? So ons kan lewe omdat Christus vir ons betaal het. My eerste groot punt is from slaves to sons. Galatians 4 vers 4 tot 7 sê, but when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, om ons vry te koop. That we might, hoekom het ons vrygekoop? Nie om te sê, jy is vrygekoop, jou sonde is vergewe nie. That we might receive adoption to sonship. And because you are his son, God sent the spirit of his son into our heart, the spirit who calls out, Abba Father. 'n slaaf vir diensknegt het in daai tyd geen regte op sy eie gehad nie. Sy prestasie en sy beloning was net bepaal oor wat hy gedoen het. As hy hard gewerk het, is hy beloon, as hy verkeerd gewerk het, is hy gestraf. Hy kon nie homself vrykoop nie. Many of us still live our spiritual lives like slaves. We think, if I pray enough, if I read my Bible enough, and don't mess up, God will love me. We live in a fear that if we make a major mistake, God will cast us out of his house.
Maar die Here toe hy jou sonder betaal het, jou aangeneem het. He didn't look at your performance and say, wow, you are doing great. Let me bring you into our family. While we were still broken, messy and spiritual bankrupt, He chose to adopt us. You didn't earn the way into the family of God. Ek en jy dit nie verdien nie. Which also means that we can't perform our way out of the family of God. Because you are no longer a slave. You are a child of God. In jou gemeense reg kan jy jou eie kind onterf. Maar jy kan 'n kind wat jy aangeneem het, nie onterf nie. Want die reg sê dat jy hierdie persoon gekies, wetende van sy foute en sy verlede. So nou sit jy met daai sakkie patats. So God het ons gekies ten spyte van ons verlede. En dit sal ons nie onterf nie. Met my pa se begrafnis moes ek 'n huldeblyk doen en toe ek dink maar wat moet ek of kan ek oor hom sê? Besef ek hoeveel ek en my broers na my pa lyk. Hoeveel ons van sy gewoontes en 'n manier van dinge doen oorgeerf het. Ons het dit nie geërf omdat hy dood gegaan het nie. Ons het dit gekry omdat ons sy kind is. Ek sien dit in my kinders en ek sien dit in my kleinkinders. En ek is nog hier. So dit vir my geërf sonder dat ek dood is. Chris het vroeër in die jaar een Sondag gesê, Abba Vader, daai uitdrukking kom net in die Nuwe Testament 2 keer voor. Nooit in die Ou Testament. En baie keer, en dit is my gebed, hoor jy iets van die vooraf, en dan moet dit weer klank vind hier in jou hart. Maar dit het my getikkel. Dit het by my geroer. Hoekom net 2 keer in die Nuwe Testament Abba Vader en nooit voor dit? En die eerste keer was in die tuin van Getsemane, waar Jesus gebid het, voor hy in hegtenis geneem is voor sy kruisiging. Hy het gesê, Abba Vader, hy sê in Mark 14 verse 36, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Nou hier sê Paulus nou, due to the spirit of adoption, nou die Heilige Gees nou in jou is, roep die Gees in jou uit, Abba Vader. In die Ou Testament kon niemand vir God sê Papa, want hy was nie 'n Papa. He was the creator, he was the ruler, the provider, the healer, but he wasn't the dad. Jesus was die eerste een wat dit kon sê, want dit was sy pa, God die Vader. So hy kon sê, Abba Vader. En niemand anders kon dit sê, totdat die Heilige Gees in hulle uitgestort is. En toe kan die Gees in jou roep Abba Vader. En kan jy nou ook sê, Pa, Daddy, Papa, vir God die Vader. Paul goes on to say in verse 6, because you are his son, God sent the Spirit of his Son into our heart, the Spirit who calls out, Abba Father. God didn't just change your legal status on a spreadsheet in heaven. He changed your heart. He gave you the Holy Spirit so that you can experience the intimacy of a relationship of a child with his dad. Is dit nie ongelooflik nie? As jy gaan kyk wat is die verskil tussen 'n diensknegt en 'n kind. Jy dink nou aan Capitec so groot baas, CEO wat daar sit. En die een wat vir hom werk, met 'n afspraak om te gaan sien. Mense kan sê hy is besig
klop aan die deur, hy sê, ek sal nou sê wanneer jy kan inkom. En as hy sê, dit is die regte tyd, dan maak jy die deur oop, en jy stap in, en jy gaan vertel jou storie daar. Maar sy 5-jarige seentjie, hardloop uit hy sekretaresse verby, deur die deur, en spring op sy skoot, want hy is sy kind. So daar is 'n groot verskil. My kinders het, toe hulle so groot was, self nou kom hulle nog in my spreekkamer in, maak nie saak met wie ek besig is nie, stap agter my rug verby, maak die tweede laai van my lesenaar oop, en haal lekkerste uit, want hulle weet, reps gee altyd my lekkerste en ek hou dit daar. When you are a child of God, you have full access to the creator of the universe. Hier is my volgende groot skrif, wat echo dit wat ons in Galasiërs gesien het. Romeine 8 vers 16 tot 17. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are his children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. Ek is 'n mede-erfgenaam met Christus Jesus. Nie 'n ondergeskik, 'n ander erfgenaam. Ek is 'n mede-erfgenaam, 'n gelyke erfgenaam. In die Afrikaanse Bybel sê, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. So vat julle nie weer terug na die bed nie. En laat julle nie meer in vrees lewe dat julle foute maak nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, hy vir ons gesterf het op die kruis, het ons nou ook deel aan sy heerlikheid. You are a co-heir with Christ. That means that everything that belongs to Jesus by right belongs to you by grace. En ek al voorheen gesê, as jy die woord grace gaan neerskryf, as 'n akroniem, dan staan dit vir God's riches at Christ's expense. Grace. Want God, Jesus het betaal vir alles wat sy pa het, sodat dit nou ook myn joune kan wees. God the Father looks at you and loves you with exact the same intensity and delight that he loves his only begotten Son, Jesus. Is dit nie 'n wel ding om te dink, dat God die Vader het my net so lief, soos wat hy vir Jesus gehad het. So jy is vrygekoop, redeemed through Jesus. You are born again by the Holy Spirit. Now you are a child of God. En wat is die eerste ding wat jy erf as sy kind? Die karakter van God. En nou mag jy sê, maar Rust, jy het nou gepraat oor dit wat jy by jou pa geërf, sy karaktereienskappe het. Ek kom dalk uit 'n huis uit waar jy nie dieselfde agtergrond gehad het nie, waar jy nie dieselfde karaktertrekke as die pa en ek wil hê nie. Dan sê ek vir jou, of ma, dan sê ek, kreeg 'n streep daardeur. Want jy is wedergebore. Jy is nou 'n kind van God. Jy het nou sy karaktertrekke, God se karaktertrekke. En as mense dit vinnig wil opsom, Galasiërs 5 vers 22, but the fruit of the Spirit, dis die karaktertrekke wat jy nou het, is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Nou hoef nie 'n wet te wees nie, want goed, Jesus het klaar die wet volbring. In Afrikaans maar die vrug van die Gees
liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Ek het so 'n tabelletjie opgestel, sê wat is die verskil tussen 'n erfgenaam en 'n kind? The mindset of an heir is in eerste plek die focus on the inheritance. Erfgenaam wil weet wat erf ek. The reality of a child is you focus on the inheritor. Ek fokus op my pa en my ma, die een met wie ek verhouding het. Die erfgenaam values the father's hand, what he can give him. The child values the father's face, die tyd wat ek met my pa kan spandeer. Die erfgenaam measures security, but what is left to do. Kind measure security by who he is with. As ek by my pa is my kleinseuns op ertjie klim, dan is hy die sterkste, hulle is op die veiligste plek wat hulle kan wees. 'n erfgenaam still feels like a servant waiting for a queue of assurance. 'n kind rests in the assurance of unconditional love. So, dit is vir ons goed om te sê, ek is 'n erfgenaam. Maar jy is meer as 'n erfgenaam. Jy is 'n kind van God. So, walking in our inheritance, wat erf jy? By God die Vader. Want dit is anders as 'n erfkopsie op aarde wat iemand moet doodgaan en jy iets kry en daar kyk ons nou na materiële dinge, geld, grond, wat iemand vir jou gelos het. Ons hemelse Vader leef steeds en hy gaan vir altyd lewe. So ons kan nie wag vir hom om dood te gaan om iets te erf nie. So die het gesê ons erf sy karaktereienskappe. But we also inherit the riches of His grace. Ons het reeds gepraat oor die woord grace. That's forgiveness for every past mistake. Mercy for every current situation. And grace for every future step. The riches of His grace. Dat ons vergewe het vir alles wat ons gedoen het. Dat ons nie weer daaraan hoef te dink nie. We inherit the kingdom of God. We inherit a peace that surpasses all understanding. Joy that the world can't steal. And a purpose that outlives our life on earth. Die meeste van ons wil weet dat ek het 'n purpose, ek het 'n doel, ek maak 'n verskil. En dit het ons geërf toe ons 'n Christen geword het, toe ons 'n kind van God geword het. And the ultimate thing we inherit is God Himself. The ultimate price of Christian life is not the gifts, it is the giver. God is our inheritance. His presence, die feit dat ek soos 'n kind nou na hom toe kan hardloop en op sy skoot kan gaan sit. His comfort, His strength, and His unconditional love. So as dit waar is, hoekom leef soveel van ons nog soos geestelike wesens, spiritual orphans? We worry about the future. We beg for scraps of validation of the world, and we let anxiety dictate our life. We act like we don't have a father who owns everything, the cattle on 1,000 hills. Dis soos Melissa gesê het, to walk as a child of God means waking up every morning, reminding yourself, I don't have to prove myself to God. Ek hoef myself nie meer te bewys nie.
I don't have to earn my worth. I am a child of God. And my future is completely secure in Him. En ek dink, toe ek nou dit alles geskryf het, dat dit is die boodskap. Dis waar ek is. En so 2 weke gelede word ek wakker die nag. En ek dink, maar dit is wat Paulus geskryf het. En dis die Here vir my sê, maar ek het self hieroor gepraat. Ek het vir julle 2 gelykenisse gegee, wat jy teen mekaar moet stel. En dis gelykenisse wat ek en jy baie goed ken, van kindspeel af. En ek nog nooit so daaraan gedink nie. Die eerste gelykenisse was, so paar sondae terug oor gepreek, die gelykenis van die talente. Lukas 19 vers 11 tot 8, of Matteus 25 vers 14 tot 30, waar die werkgewer vir sy slawe of werkers gesê het, 1 talent, 2 talent, 4 talent. Hoe kan daarmee kyk wat ek, as ek terugkom? Hulle was nie sy kinders nie, hulle was sy werkers. Hy het teruggekom en hierdie een het verdubbel en hierdie een verdubbel en hy het gesê, oor min was jy getrou, hoeveel sal ek jou aanstel? En hy het hulle beloon vir die prestasie wat hy vir hulle gegee. Hy het hulle nie erfgename gemaak nie. Hy het hulle nie kinders gemaak nie. Hy het nie gesê, julle is nie meer slawe nie. Hy het gesê, julle werk nog vir my, ek gee net vir julle nou nog bevordering in die werk, meer verantwoordelikheid, meer werk. En die een wat nie presteer het nie, the one who didn't perform, het hy gestraf. Hy gesê, dit wat jy gehad het, vat ek nog van jou weg. En dit is die verhouding tussen 'n werker en 'n werkgewer. En Jesus sê, I've bought you out, I redeemed you, that you're not a slave anymore. You now are my child. En dan vertel hy, in Lukas 15, vers 11 tot 32, die gelykenis van die verlore seun. En hy sê, pa het 2 seuns gehad. En die jongste het gesê, ek wil nie wag tot jy doodgaan om te erf. Jy gee my nou my erfdeel. En ons weet hy het dit gevat en hy het dit gaan uitdobbel en mors en al die verkeerde goed gedoen en geëindig by die varke en gesê, kan nie eens hulle kos kry om te eet nie. En ek sal teruggaan na my pa se huis toe as 'n werker, as 'n slaaf. En toe sy pa hom sien, toe sê hy, hier is vir jou nuwe klere. Ons hou op 'n fees, my kind wat dood was, het teruggekom. Want jy bly my kind. Ongeag, jy bly my kind. Voorwaarde, dat jy teruggekom. Die tweede seun, die oudste seun, was besig om te werk, so hy was nie daar, toe sy pa die jonger seun verwelkom het. En hy was al upset, en hy het gesê, maar ek is heeltyd hier. Ek werk heeltyd vir pa. Hy het nog nie een keer vir my perfect gemaakte kalf geslag nie. En kyk net wat sê die pa van hom. Lukas 15 vers 31. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my. En alles wat myne is jou. Jy hoef nie te gewerk nie, om my kind te wees nie. Jy is my kind. Jy is my kind. Dankie dat jy gewerk het, en ek beloon jou vir die werk. Hy sê, maar jy bly my kind. Die ander een wat teruggekom het, was dood, maar hy is nou terug. Hy bly my kind. En dit is wat, daar is 'n onderskeid om vir die Here te werk, en beloon te word vir dit wat jy gedoen het, en om te weet, jy is sy kind. Jy is 'n mede-erfgenaam van God, mede-erfgenaam soos Jesus. Want Johannes 3 vers 16 sê, en almal van julle ken dit baie goed, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het,
sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Toe ek op Sondagskool was, al jaar gelede, toe die Sondagskool tannie gesê, vat nou daai vers, en oral sal staan die wêreld, skryf jou naam in. Want God het jou amper meer lief gehad as wat hy sy seun gehad het, want hy was bereid om sy seun te gee, sodat jy sy kind kon word. En dan lees die vers so, en as jy jou naam self daarin lees, want so lief het God gerus gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat rus wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God so loved you that he gave his only Son, that you who believes in him shall not perish, but have eternal life. Is it nie? Unbelievable. Believable. So, wat is jou identiteit? Is dit nie tyd dat ons stop om te leef met hierdie diensknegt mentaliteit, slaaf mentaliteit? You are not defined by the mistakes of your past. You are not defined by what people have said about you. You're not defined by your biggest failures or even your greatest achievements. Dit bepaal nie wie jy is nie. If you have placed your faith in Jesus Christ, your identity is secure, unshakable, en vir ewig. You are a child of God, and you are an heir to his kingdom. Soos wat ons afsluit, wil ek jou uitdaag. Drop the heavy burdens of trying to earn God's love. Rest in the finished work of Jesus. Hy het nie 'n halwe prys vir jou betaal. Hy het die volle prys betaal. Jy kan niks meer betaal as wat hy reeds betaal het. So, drop the heavy burdens of trying to earn God's love. Rest in the finished work of Jesus and step into the identity he bought for you on the cross. Hy het die betaal vir jou identiteit, sodat jy kan sê, ek is 'n kind van God. Jou identiteit is, God die Vader het jou lief. Johannes 3 vers 16. Jy is vrygekoop deur Jesus. You are redeemed by Jesus Christ. No more a slave. Nie meer 'n diensknegt nie. Jy is wedergebore deur die Heilige Gees. The Spirit in you, the Spirit of adoption, cries out, Abba Vader. Jy is nie net 'n mede-erfgenaam, maar 'n kind van God. Dit is wie jy is. 'n kind van God. Kom ons maak die woord toe. Father, thank you that you did not leave us as orphans or slaves. Thank you for sending Jesus to redeem us and your Spirit to adopt us. Help us to truly believe deep in our souls that we are your children and your heirs. May that truth change the way we walk, we talk, love, and live in this week. In the mighty name of Jesus. Amen.